Het is heerlik om weer vanoggend by mekaar te gekom het as gemeente en God se woord te kan kom open. En ek doen vanoggend 'n bietjie 'n ander tipe van studie. Ons gaan nie na net 'n enkele vers of 'n enkele gedeelte gaan kyk nie. Ons doen meer 'n onderwerp studie vanoggend. As iemand na jou toe kom en jou vra, wat is 'n Christen? Of hy vra vir jou, gee vir my 'n definisie vir 'n Christen. Hoe sou jy hom antwoord? En as hy dan dit nog so 'n bietjie moeiliker maak vir jou en hy sê vir jou, jy het net 6 woorde. Hoe gaan jy dan antwoord? Dink ons gebruik daai woord Christen in ons samelewing so maklik, so losweg. En ons weet nie altyd wat dit beteken nie. Maar het jy geweet dat die woord Christen kom net 3 keer voor in die Bybel? Net 3 plekke. En dit was nie die woord wat die Christene gebruik het vir hulle self nie, dit was die woord wat die samelewing gemaak het, geskep het, om die Christene mee sleg te sê. Dit was 'n skeldwoord gewees. Christen. So as Christen nie die manier is hoe Christene hulle self beskryf het nie, hoe het hulle self dan beskryf? Wat se woord of woorde het hulle dan gebruik? Nou kom ons kyk na 'n klomp van die bekende Christene in die Bybel en dan kyk ons hoe beskryf hulle self. Eerstens Paulus, Romeine 1 vers 1, Paulus 'n diensknegt, 'n doulos van Jesus Christus. Timoteus, Filippense 1 vers 1, Paulus en Timoteus, diensknegte, douloi, meervoud van doulos, van Jesus Christus. Petrus, 2 Petrus 1 vers 1, Simon Petrus, 'n diensknegt, 'n doulos en apostel van Jesus Christus. Johannes, Openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt, sy doulos, Johannes te kenne gegee het. Jakobus, Jesus se broer. Jakobus 1 vers 1, Jakobus, 'n diensknegt, 'n doulos van God en van die Here Jesus Christus. Judas, Jesus se ander broer, Judas 1 vers 1. Judas, 'n diensknegt, doulos van Jesus Christus. En dit is nie net hierdie bekende Christene nie, maar dit is ook alle Christene wat so beskryf word. Kyk wat sê Openbaring 1 vers 1, die hele gedeelte. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte, sy doulois, te toon, wat gou moet gebeur. In Handelinge 4:29. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte, u doulois, om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. En daai is nie al die voorbeelde nie, daai is net van die voorbeelde. Daar's nog in die voetnotas. Hulle het hulle self gesien as douloi, meervoud, slawe van Christus, of doulos, enkelvoud, slaaf van die Here Jesus Christus. Dit is wat 'n Christen is. 'n Christen is 'n slaaf van die Here Jesus. Slaaf van die Here Jesus. Dis 'n goeie definisie as jy net 6 woorde het vir 'n Christen. En dit bring ons by vandag se opskrif, dit wat ons vandag wil hanteer, die onderwerp. Ja, maar ek het die Handelinge 4 nie opgebring nie. Ons as slawe, Jesus as Here. Ons as slawe, Jesus as Here. En wat ons vandag nou wil kyk is eerstens die terme rondom slawe, doulos, kurios. Dan wil ons kyk na die agtergrond, die kultuur. Hoe het slawerny gelyk in die Bybelse tyd? Dan wil ons kyk na slaafwording. Hoe is dit dat ons slawe van Christus geword het? En dan laastens gaan ons kyk na die implikasies. En ek het 6 implikasies. Eerstens, die terme. Ons begin met daai eerste woord, die woord doulos.
In elkeen van hierdie verse wat ek nou op die bord gehad het, die 53 vertaling die woord doulos gevat en hulle het dit vertaal met die woord dienskneg of diensknegte. Die 83 vertaling, die nuwe vertaling, gebruik die woord dienaar. Elke keer omtrent vertaal hulle dit as dienaar. Hulle vertaal dit partykeer as slaaf, maar dis wanneer dit nie van Christene praat nie. Wanneer dit van ander mense praat, dan gebruik hulle die woord slaaf. In die meerderheid van die Engelse vertalings word hierdie woord doulos vertaal met die Engels servant. Servant. Die NASB, New American Standard Bible, doen so klein bietjie beter, of hulle probeer so bietjie beter doen, en hulle vertaal dit met bond servant. So elke keer as jy bond servant in 'n NASB Bybel sien, dan weet jy, die woord is doulos, die Griekse woord. Nery Holman vertaal die woord doulos altyd as slaaf, reg deur die bank. En daar's nog so een of twee ander letterlike vertalings wat niemand in die hande kan kry en niemand van julle ooit gaan lees nie, wat dit ook doen. Maar hulle lees verskriklik moeilik daai vertalings. So, dis wat die vertalings gedoen het. In die Grieks is daar 6 woorde wat jy almal kan vertaal as dienaar of dienskneg. 6 woorde. Doulos is nie een van daai woorde nie. Daar's 6 ander maniere om te gesê dienaar of dienskneg. Doulos is nie een van hulle nie. Wanneer doulos gebruik word in die Ou Testament, so in die Griekse vertaling van die Ou Testament, in die Nuwe Testament, in die Griekse kultuur, Griekse taal, beteken dit altyd, elke liewe keer, slaaf. Daar's geen uitsonderings nie. Soos een van die Griekse woordeboeke sê, doulos emphatically denotes the slave and the status of slavery. Die slaaf. En daar is 'n reuse verskil tussen die woord dienskneg, dienaar en die woord slaaf. En ons gaan nou na daai verskille gaan kyk. Maar vir nou wil ons net vra, hoekom? Hoekom het die vertalers en ons vertalings omtrent almal van hulle en omtrent op elke plek doulos gaan vertaal met die woord nie slaaf nie, maar met dienaar of dienskneg? Het hulle dalk goeie redes gehad hiervoor om dit so te doen? En daar's 2 redes wat voorgegee word, wat voorgesit word. Eerstens het hulle verkies om dit so te vertaal as gevolg van die stigma wat aan gekoppel is aan slawerny in ons tyd, in die moderne tyd. Slawerny soos wat dit was in die 18 en 1900s in die westerse wêreld. So as gevolg van daai stigma wou die vertalers geen assosiasie hê tussen hierdie tipe van slawerny in ons moderne tyd en Bybelse slawerny in die woord nie. Vir die gemiddelde leser van vandag beteken die woord slaaf, as hulle daai woord slaaf hoor, dan bring dit nie die prentjie op van Bybelse slawerny nie. Dit bring vir hulle die prentjie op van moderne slawerny. En dit was 'n siek stelsel gewees wat mense geonderdruk het en mense mishandel het. Dit was die moderne slawerny gewees. So hulle wou nie verwarring veroorsaak nie. Hulle wou nie daai goeders aan mekaar koppel nie. Die 2 konsepte nie. Die tweede rede wat kan gegee word hoekom dit vertaal as dienskneg servant of dienaar in plaas van slaaf is meer taalkundig. Dis 'n taalkundige rede. Doulos was vertaal met die Latyns servus. So oorspronklik toe die Bybel eerste keer vertaal was dit in Latyns in vertaal gewees met die woord servus. En service was dan weer vertaal in Engels na servant, baie naby aan mekaar. Saam met hierdie woord slaaf, die woord in Engels slave, in die 16de eeu gewoonlik beteken iemand wat in kettinge is, iemand wat toegesluit is. So dit was 'n slaaf wat vasgesluit is, toegesluit is ook. So dit het nie vir hulle heeltemal gepas by die prentjie van Bybelse slawerny nie. So as gevolg van die Latynse woord servus en as gevolg van hoe slawerny in hulle kultuur was en hoe daai woord gebruik was eintlik in hulle tyd, het hulle gekies om dit nie te vertaal in Engels met die woord slave nie, maar met die woord servant. So ons heel eerste Engelse vertalings, dis die Nuwe Bybel, King James Version, ek dink selfs Tyndale het die woord servant gebruik en nie woord slave nie. Maar die Griekse woord doulos beteken slaaf. En wanneer ons dit vertaal as dienskneg of dienaar,
dan is daar iets wat verlore gaan tussen die verhouding tussen ons en ons Here, tussen ons en Christus. Daar's 'n dinamiek wat verlore gaan. En dis wat ons vandag wil gaan kyk. Ons wil dit vandag na gaan bestudeer. En een van die grootste verskille tussen 'n slaaf en 'n dienaar is 'n dienaar kon kies vir wie hy wil werk. Hy kan sy werkgewer gekies het. 'n Slaaf het geen so keuse gehad nie. Sy eienaar het hom gekies en gesê jy is my slaaf. So 'n dienaar het 'n mate van vryheid gehad. Hy kon besluit ek wil nie meer vir hierdie persoon werk nie en ek gaan 'n ander werkgewer gaan soek. Slaaf het geen so vryheid gehad nie. Nog 'n verskil is dat 'n dienaar het gewerk vir vergoeding. 'n Slaaf het gewerk of hy nou vergoeding kry of nie. Hy het nog steeds gewerk, hy het nog steeds gedoen dit wat sy eienaar, sy meester gesê het. Dis het hierdie dienaar bietjie meer beweegruimte gehad, hy het bietjie meer vryheid gehad. Hy kon doen wat hy wil. Slaaf, geen vryheid nie, hy het geen regte gehad nie, hy was totaal en al die eiendom van sy eienaar, van sy meester. En sy meester kom met hom doen net wat hy wil. En natuurlik, elke slaaf het 'n eienaar, hy het 'n meester. En dit bring ons by ons tweede woord, kurios. Die woord kurios kom meer as 700 keer voor in die Nuwe Testament en meer as 6000 keer in die Ou Testament. Dis een van die bekendste Griekse woorde, dis een van die heel eerste een, so Wessel, Fani, Amelia, Saïs, as jy kan sê, Matt, Henny, nie Fani nie, Henny. Almal van hulle sal vir jou sê, dis een van die heel eerste woorde wat jy leer in Grieks, kurios, want hy kom heeltyd voor, oralste. Sien jy hom, oor en oor en oor. En die meerderheid van die tyd word kurios vertaal in Afrikaans met die woord Here. Woord Here. Soos in die Here Jesus Christus of die Here Jesus. Nou hierdie woord kurios beteken een wat soewereine autoriteit het. Soewereine autoriteit het of soewereine autoriteit uitbeoefen oor iemand of iets anders. En wanneer hierdie woord Here of kurios van Jesus gebruik word, dan is daar twee konsepte wat dit vir ons oordra. Daar's twee waarhede wat ons leer uit hierdie woord kurios uit ten opsigte van Christus. Eerstens, as ons sê Jesus is kurios, dan sê ons Jesus is God. Jesus is God. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint of die LXX, die 70. Dis 'n mooi manier om 'n Bybel te noem, 70. Hierdie Hebreëse woorde Yahweh, so hierdie Ou Testamentiese vertaling van Hebreëus na Grieks toe, hierdie Hebreëse woorde Yahweh en Adonai vertaal met kurios. So wanneer 'n gemiddelde Jood sy Griekse vertaling van die Ou Testament lees en die gemiddelde Jood het 'n Griekse vertaling van die Ou Testament gelees, hulle het meestal nie Hebreëus gelees die gemiddelde op straat nie. So wanneer hy sy vertaling lees en hy sien die woord kurios, dan weet hy dit praat van Yahweh of Adonai. Yahweh of Adonai. En Yahweh is God se verbondsnaam. Dis die naam wat so heilig was, die Jode het nie eens sy naam gesê nie. Hulle het elke keer vervang met Elohim, met God. Hulle wou nie sê Yahweh nie. En Adonai beteken meester. Dit beteken of dit verwys na God se soewereine heerskappy, God se soewereine mag. Hy's 'n soewereine meester. En in jou 53 vertaling, ongelukkig nie in jou 83 Nuwe Testament nie, maar in jou ou vertaling word die woord Yahweh vertaal met Here, alles in hooflettertjies. So as jy in jou Ou Testament lees en jy sien die woord Here en is als hoofletters, dan weet jy, dis Yahweh waarvan dit praat. As dit Here is net met die H as 'n hoofletter, dan praat dit van Adonai. So selfs in die 53 en in die 83 het dit ook net die woord Here gebruik, wat gelykstaande is in kurios, maar in jou 53 kan jy die verskil sien tussen Yahweh en Adonai. So kurios is gelyk aan Yahweh en Adonai.
En dan kom jy in die Nuwe Testament en nou sê hy ewe skielik, Jesus is Kurios. Dit beteken, Jesus is Yahweh, Jesus is Adonai, Jesus is God, Jesus is die soewereine meester, die soewereine koning van die heelal. So dis eerstens wat die woord Kurios vir ons sê oor Jesus. Hy's God. Tweedens kommunikeer die woord Kurios vir ons die idee dat Jesus is meester. Jesus is meester, hy is die eienaar, ons is slawe. Kurios word in die Grieks gebruik, dis nou nie alledaagse gebruik van die Grieks, saam met doulos. 'n doulos het 'n kurios. 'n slaaf het 'n meester, hy het 'n eienaar, hy het 'n kurios. En 'n kurios het douloi. 'n kurios het slawe gehad. Ons sien dit in Matteus 10 vers 24, sien ons hierdie gebruik. 'n leerling, en ek haal hier die 83 aan, want hier vertaal hy die woord met slaaf, en nie met dienaar of diensknegt soos hy die 53 doen in hierdie plek nie. 'n leerling is nie hoër as sy leermeester, en 'n slaaf, 'n doulos, nie hoër as sy eienaar, sy kurios nie. So, doulos en kurios is twee kante van een verhouding. As daar kurios is, dan is daar douloi. As daar doulos is, dan is daar kurios. 'n slaaf het 'n meester. En as Jesus kurios is, dan beteken dit Jesus is meester, Jesus is slaaf, eienaar. So ons is douloi, ons is slawe, en Jesus is kurios. Hy is ons meester, hy is ons Here, hy is ons eienaar. En nou mag jy dalk begin dink, hier mag dalk 'n bietjie implikasies wees vir hierdie. En daar is, maar ons gaan nog nie nou by uitkom nie. Nou wil ons eers gaan kyk na die agtergrond. Ons wil eers gaan dink oor die kultuur, want ons kan ons idees en konsep van slawerny nou hier inlees. Ons eers gaan verstaan hoe dit gewerk in hulle tyd. So tweede gedeelte, die agtergrond, die kultuur. En in die gedeelte steun ek baie op John MacArthur se boek Slave, om my meer van die agtergrondstudie te gee. Baie goeie boek, so as jy dit eendag wil lees. Kom ons kyk na die agtergrond. Slawerny was 'n algemene sosiale struktuur in die Romeinse ryk. Dit was so alledaags, so normaal, dat niemand het dit bevraagteken nie. Niemand het dit bevraagteken nie. Die slawe het nie bevraagteken nie, die eienaars het nie bevraagteken nie, niemand het dit bevraagteken nie. Dit was die kultuur. So wat 1/5 van die populasie van almal was slawe gewees. So elke 5de persoon wat jy raakloop was 'n slaaf. En afhangende van die slawe se opleiding en hulle meesters se behoeftes, kon slawe enigiets doen, enige tipe van werk doen. Hulle was mynwerkers, hulle was handearbeiders op die plase gewees, hulle was winkeliers gewees, hulle was onderwysers gewees, hulle was kokke gewees, maar hulle het selfs sulke belangrike posisies gehad as dokters en eienaars van groot eiendom. Bestuurders, nie eienaars nie, bestuurders van groot eiendom. Die eienaar, die meester, hierdie grond besit, hulle het dit bestuur vir die meester. Hulle het dus baie van dieselfde werk gedoen as wat al die ander mense gedoen het. Inteendeel, as jy op die straat geloop het en jy sien iemand, dan was dit nie so maklik om te weet, is daai ou slaaf of is daai ou vry nie? Jy kon dit nie so maklik weet nie. Net as hy sy Textus Verilis aangehad het, wat gewys het dat hy 'n Romeinse burger, kon jy sien wel daai ou is 'n Romeinse burger, dis is hy nie slaaf nie. En verder dan kon jy nie die onderskeid tref nie. 'n slaaf se lewensstandaard, sy waarde, sy belangrikheid was ook totaal en al afhanklik van sy meester. As sy meester 'n goeie meester was, dan was die lewe goed vir hom gewees. Baie keer was sy lewensstandaard dan selfs beter as die gemiddelde vrymens gewees. As sy meester hoë aansien gehad het, en hy het 'n belangrike werk of funksie verrig vir hierdie meester, dan het hy hoë waarde gehad, hy het hoë aansien in mense se oë gehad in die samelewing. So die slawe van die keiser, die slawe van goewerneurs, die slawe van belangrike mense, het ander mense in die samelewing opgekyk na hulle,
want hulle het 'n belangrike funksie gehad. So alhoewel daar beslis hoë waarde was aan vryheid, hulle het 'n hoë waarde gestel daaraan om vry te wees, was dit nie altyd so sleg om 'n slaaf te gewees het in daai tyd nie. Inteendeel, dit het als afhang van wie is jou meester. As jy 'n goeie meester gehad het, dan was dit goed om 'n slaaf te wees. As jy 'n slegte meester gehad het, is daar geen slegter posisie nie. Maar een ding moet ons mooi verstaan, so dit was nie so sleg soos slawerny wat ons in ons kop het nie. Maar een ding moet ons mooi weet, en dit is waar vir alle slawe op alle vlakke gewees. Om 'n slaaf te wees, het beteken, jy behoort aan 'n ander. Jy is nie jou eie nie. Jy was gesien as eiendom. Jy het geen persoonlike regte gehad nie. Jou meester kon met jou doen net wat hy wil, hy kon jou mishandel as hy wil. En daar was geen reg of enigiets stappe wat jy kon geneem het nie. Jy het geen selfstandigheid of onafhanklikheid gehad nie. Jy was totaal en al afhanklik van jou meester vir alles. As hy nie vir jou kos gegee het nie, het jy nie geëet nie. Jy was afhanklik geweest. Want jy behoort aan hom, jy is sy eiendom. En dis het jou bestaan, jou lewensstandaard, jou belangrikheid, jou identiteit, jou alles het afhang van jou meester. As hy 'n goeie meester is, dan was die lewe goed. As hy 'n slegte meester is, dan was dit verskriklik. En as jou meester belangrik was, dan was jy belangriker. As jou meester 'n niemand was, dan was jy 'n niemand. Jou identiteit was gekoppel gewees aan jou meester, aan wie hy is. En as slaaf het jy net een doel gehad. Slawe het net een doel. Alle slawe het een doel. Om jou meester se wil uit te voer. Dit wat jou meester sê, dit doen jy. Jy het bestaan om jou meester te behaag in alles. Deur, hoe het jy dit gedoen? Hoe het jy hom behaag? Deur gehoorsaam te wees aan sy instruksies. Dit wat hy gesê het moet jy doen, dit het jy gaan doen. Jy het gaan doen so goed as wat jy wil, sodat hy kan tevrede wees met jou. En hy dan vir jou kan omsien en vir jou sal sorg. So jy het gedoen, dis wat hy gesê het. Of jy nou wil of nie, jy het dit gedoen. En dit is met hierdie agtergrond van slawerny wat die Bybel oor en oor ons slawe noem. Slawe van die Here noem. Maar hoe het ons slawe geword? Hoe het ons slawe van Jesus geword? Wat het gebeur? En dit bring ons by ons derde punt, die slaafwording. Aan die begin van die Romeinse Ryk het hulle slawe bekom deur oorlog. So, daar's 'n ander land, sy volk, sy nasie. Hulle kom, hulle neem dit oor. Hulle vat hulle weg, hulle maak hulle slawe. In die begin het dit so gewerk. Later aan was die meerderheid van slawe gebore as slawe. So slawe kry kinders en hulle kinders is slawe. Hulle is eiendom van die eienaar. Dis meerderheid van die mense was later aan gebore gewees in slawerny. Slawe was dan ook soms vir 'n aantal redes verkoop gewees op die slawemark. So 'n meester vir een of ander rede wil jy nie meer hê nie en hy gaan en hy verkoop jou dan op die slawemark aan iemand anderste. Die nuwe eienaar betaal die prys en jy word sy slaaf, sy meester. Of partykeer het hulle selfs die eienaars kon dat hy sy slaaf toegelaat het om sy eie vryheid te koop. So die slaaf kon self betaal vir sy eie vryheid ook as hy wil. Maar hoe het ons slawe geword? Hoe het ons slawe van Christus geword? Eerstens maak die Bybel dit duidelik dat elke mens is gebore as 'n slaaf. Elke mens is gebore as 'n slaaf. Romeine 6 vers 6. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer of ons is dus nie meer slawe van die sonde nie. Implikasie? Ons was slawe van die sonde. Van wanneer af? Wanneer het hierdie begin? Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang.
Ons is slawe van sonde, ons is slawe van sonde van geboorte af. Ons slawe van sonde. Ons is gebore met 'n sondige natuur en daarom is ons slawe van sonde. En weet jy wat? Ons word net nog meer en meer sonde se slawe soos wat tyd aangaan. Soos wat jy lewe, word jy sterker vasgevang in die mag van sonde. Romeine 6 vers 16. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte, as die woord doulos, slawe tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte, julle slawe is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. 'n Slaaf is gehoorsaam aan sy meester. Wanneer jy gehoorsaam is aan sonde, bewys jy net jy's 'n slaaf van sonde. En dan word jy net meer en meer 'n slaaf van sonde. En Jesus maak dit nog duideliker. Johannes 8 vers 32 tot 34. En julle gaan sien van hier af gaan ons net verse deurwerk. Johannes 8 vers 32 tot 34. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Julle gaan vry word. En hulle verstaan nie. Hulle antwoord hom: ons is die geslag van Abraham, ons is saad van Abraham, ons is Abraham se kinders en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Ons is nie slawe nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Nou antwoord Jesus. Jesus antwoord hulle: Voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, 'n doulos van die sonde is. Slaaf van die sonde is. En in hierdie vers sien ons die probleem wat mense het. Mense dink hulle is vry. Mense wil nie aanvaar hulle is nie vry nie. Net soos wat die mense hier was. Ons is dan vry. Hoekom moet ons vry gemaak word? Jesus sê nie, julle slawe, julle doen sonde. Mense dink hulle is vry. En mense is vry. Nou moet julle mooi dink saam met my. Luister mooi. En mense is vry om te doen wat hulle wil. Maar hulle wil sonde doen. En hulle kan nie vir God lewe nie. Op die radar van 'n sondige natuur se wil. So jy het hierdie radar hier voor jou. En op hierdie radar van die sondige natuur se wil, het jy al die kolletjies wat opkom, al die piep wat opkom soos wat hierdie radar verbygaan. En dis al hierdie opsies wat opkom vir die sondige natuur, die sondige wil om te kies. En hulle kan kies, hulle kan self kies. Hulle kan eie plesier kies. Hulle kan soveel verskillende sondes kies. Hulle kan op soveel verskillende maniere kan hulle vir Satan volg. Maar hulle kan nie kies om vir God te lewe, vir God gehoorsaam te wees nie. Dit kom nie eers op daai radar op nie. As die bliep daar sou opkom, sou hy net sê, ek soek dit nie. Ek wil nie daai ene hê nie. Vee daai kolletjie weg, dis nie 'n opsie nie. Dis die sondige wil. Hy's 'n slaaf. Hy's vasgevang, hy kan dit nie eers optel nie. Die opsie om God te kies kom nie op nie. Romeine 8 vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kan God nie behaag nie. Kan nie vir God lewe nie. Jeremia 13 vers 23 sê: kan ek 'n siet sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke? Dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen, julle wat dis waant julle hart gaan. Dis wat julle begeerte is. Jy sien, die sondaar is deur die misdade en die sondes, daai is Bybelse stukkies uit die Bybel uit, dood vir God en vir gehoorsaamheid aan God. Hy's geestelik dood. So al lyk dit asof hulle klomp goeders kan doen en hulle kan klomp goed doen, van 'n geestelike oogpunt af is hulle lewendig dood. 1 Timoteus 5 vers 6. En hierdie praat van die weduwees. Paulus is besig om vir Timoteus instruksies te gee oor weduwees en dan sê hy, maar sy 'n weduwee wat losbandig is, wat gekenmerk word aan sonde in haar lewe, is lewendig dood.
Ons is geestelik doodgebore. Ons was in die mag van die duisternis, Kolossense 1 vers 13. Efesiërs 2 vers 1 tot 3 sê dit soos volg. En julle het hy lewend gemaak. Julle wat dood was deur die misdade en die sondes. Geestelik dood, ons kon nie God optel op ons radar nie. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Ons meester was die wêreld gewees, ons het die wêreld gevolg. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Ons meester was Satan, hierdie owerste van die mag van die lig. Ons het hom gevolg. Vers 3. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, ons hele lewenswandel, dis die idee van daai woord gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. Ons is slawe van ons vlees. Ons volg die wêreld, ons volg vir Satan, ons volg ons vlees. Volg nie vir God nie, en daarom is ons van nature kinders van die toring, net soos ook die ander. Elkeen van ons was so gebore gewees. Hierdie is waar ons almal begin het. Fisies lewendig, geestelik dood. Om God te behaag het nie eens opgekom op jou radar nie. Elkeen van ons was 'n slaaf van sonde. En hierdie waarheid aanvaar mense nie maklik nie. Inteendeel, die sondige natuur sal dit nie aanvaar tot God nie kom en hom verander nie. Want mense dink en glo hulle is vry. Dis wat hulle dink. En sonde is die slegste, die slinkste meester wat daar is. So dink nou weer terug aan daai kultuur, as jy 'n slegte meester het, hoe was dinge vir jou? Sonde is die slegste en die slinkste meester wat daar is. Sonde beloof soveel goeders vir jou. Dit beloof genot, maar dit bring net skuldgevoelens op die ou einde. Kyk na Dawid met Batseba, Psalm 32. Dit beloof vreugde, maar in werklikheid bring dit smart vir die siel. Dis wat Dawid gesê het in Psalm 32, vers 10. En sonde veg teen jou siel. Dit bring nie vreugde nie. 1 Petrus 1, 1 Petrus 2, vers 11. Dit beloof volheid van lewe. Sonde sê, kom geniet my. As jy my het, dan gaan jy lewe hê soos wat dit moet wees. Dan gaan jy lewe in volheid hê. En wat is die loon van die sonde werklik? Nie lewe nie, dood. Die loon van die sonde is die dood. Romeine 6:23. En dis die ergste van alles, mense dink hulle is vry. Mense dink in hierdie diens van sonde is hulle vry, maar hulle dien die slegste meester wat daar is. Dit is die grootste leen van sonde. So mense om te dink, hulle dien die beste meester. Inteendeel, hulle dink nie eers hulle het 'n meester nie, hulle dink hulle kan net doen wat hulle wil. En sonde se doel is om jou te vernietig. Sonde se doel is om jou vas te hou in sy bande tot aan die einde toe, tot die dood toe. Genesis 4 vers 7 sê dit so vir Kain, waar sonde begin opkom in sy hart, sê God hierdie vir hom, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Sonde soek jou, gaan jou doodmaak. Sonde se doel vir jou as sy slaaf is die dood. Jakobus 1 vers 14 en 15. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep word en verlok word. En ons praat van sonde so half asof dit 'n persoon is. En jy kyk, waar is die sonde? Kyk wat sê hierdie. Die sonde is jou eie begeertes, jou sondige begeertes, jou sondige natuur, wat uitkom. Elkeen word deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Sonde wil jou stadig, stukkie vir stukkie, doodmaak, vernietig. Sonde beloof, lewe, genot, plesier, dit bring verslawing, vernietiging, dood. En mense dink hulle is vry. Niemand
is vry nie. Almal is slawe. Almal is slawe. Maar hoe word ons dan slawe van die Here Jesus? Jy's gebore as 'n slaaf van sonde, hoe word jy dan 'n slaaf van Jesus? Om 'n slaaf te kan koop van sy meester af, moet iemand kom en hulle moet die prys betaal. Hulle moet die lossingsprys betaal aan die meester. En dit word nie betaal aan sonde nie, dit word betaal aan God, want God vereis dit ten opsigte van sonde. Bietjie van 'n ander dag. In hierdie geval was daai prys om ons los te koop, was ongelooflik hoog geweest. Luister na hierdie 3 verse. En hierdie is ongelooflik interessante verse. Psalm 49, vers 8 tot 10. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Jy kan aan God sy losprys nie gee nie. Jy kan nie betaal vir die redding van 'n ander persoon nie. Want die losprys van 'n lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Wat gaan jy vir God gee sodat jy iemand anders se siel, se lewe vir altyd en ewig sal red? Wat gaan jy gee? Daar's nie geld nie, daar's niks wat jy kan gee om daarvoor te betaal nie. Dis ontoereiklik dat hy vir ewig sou lewe, dat jy iemand anders vir ewige lewe vir hom sal koop. Die vernietiging nie sou sien nie. Ons kan dit nie betaal nie. Die prys is lewe vir lewe. As 'n slaaf van sonde, as iemand 'n slaaf van sonde wil loskoop, dan moet jy in sy plek slaaf word en jy moet die loon van die sonde ontvang. Jy moet daai volle loon kry, jy moet dood kry. Die prys is lewe vir lewe. En net 'n sondelose lam kan daai prys betaal. Net 'n sondelose mens kan daai prys betaal, want dit is vir 'n mens. En luister nou mooi na die volgende stuk. Die persoon wat die slaaf van sonde wil loskoop, moet self los wees van sonde. Hy kan nie self 'n slaaf wees van sonde nie. Ek kan nie jou loskoop van jou slawerny aan sonde nie, want ek is self 'n slaaf. Ek kan nie in jou plek ingaan nie, ek is reeds in daai posisie. Ons het iemand nodig wat nie 'n slaaf is van sonde nie, wat in ons plek kan kom en ons kan loskoop van ons slawerny af. En dit is presies wat Jesus gedoen het. Hy het mens geword. Hy was sondeloos. Hy was altyd gehoorsaam. Dit is 'n ander manier om te sê sondeloos. En hy het in ons plek gesterf. Hy het in ons plek daai prys betaal. Kom ons kyk na 'n paar verse wat dit vir ons verduidelik. Filippense 2, 6 tot 8. Hy, dis Jesus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roog geag om aan God gelyk te wees nie. Daai beteken Jesus is God. Hy's God. Vers 7. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n doulos. Het jy ooit daai so gelees? Die gestalte van 'n slaaf, van 'n doulos aan te neem en aan die mens gelyk geword. Hy het in ons plek ingekom. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word. Hy was altyd gehoorsaam, nooit aan sonde nie, altyd aan die Vader. Nooit 'n slaaf van sonde nie. Hy was vry. Deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Hy het die prys in ons plek betaal sodat ons kan vry word. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is. En daai woord losgekoop is 'n tegniese woord in die Bybel. Dit beteken om iemand wat 'n slaaf is, vry te koop. Dis die idee van daai woord. Dis iemand wat 'n slaaf is, los te koop. Dis nie deur silwer of goud los te koop uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Christus het die prys betaal. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. En is nie die bloed wat een of ander krag het nie, die bloed staan vir sy lewe. Hy het sy lewe gegee.
Ons daai verlossing is daai selfde woord wie ons is losgekoop uit ons slawerny uit en die oordeel van sonde uit deur sy lewe, deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Jesus het die prys betaal en ons losgekoop van slawerny van sonde en van die straf van sonde. En hy het ons bevry van hierdie tiran, die tirannie van sonde. En hierdie is alles net uit genade. Dis vir die laaste stukkie van vers 7 sê, na die rykdom van sy genade. En nou, hy het die prys betaal. Wat is ons nou? Nou is ons sy doeloi, sy slawe. Dis hoe ons slaaf geword het. Hy het die prys betaal sodat ons kan vry word van die slaaf van sonde, slawerny van sonde en ons syne kan word. Nou is hy ons meester, maar hy is die beste meester wat daar is. En dit bring ons by ons laaste afdeling. Dit bring ons by ons toepassings. Ons implikasies. En ek het 6 implikasies. Eerstens is daar 'n implikasie vir hoe ons die evangelie verkondig. Hierdie moet 'n impak hê op hoe jy die evangelie verkondig. Wanneer jy die goeie nuus aan iemand verkondig, dan is Jesus nie net redder nie, maar hy is ook Here. Hy is nie net 'n redder wat vertrou moet word nie, hy is 'n Here wat moet gehoorsaam word. Daar is nie so iets soos 'n Christen wat nie vir Jesus as Here het nie. Want as Jesus nie jou Here is nie, as hy nie jou meester is nie, wie is jou meester dan? Sonde. Dan is jy nog steeds in jou sonde, jy is nog steeds verlore. Jesus moet Here wees vir jou om gered te wees. Dis deel van die ding. Hy red jou om jou slaaf te maak, om jou syne te maak. Ons sien dit in Romeine 10, klomp ander plekke ook. Romeine 10 vers 19. As jy met jou mond die Here, Kurios, Jesus, bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en die mond bely ons tot redding. Jy moet hom erken as Here. En as jy sê, hy is jou Here, dan beteken dit, jy is sy doulos. Jy is sy slaaf. Jy moet hom gehoorsaam wees. Dis die eerste implikasie. Tweedens, jy is nie jou eie nie. Ons behoort aan ons Here. Ons is nie ons eie nie. Net so slawe eiendomme was van hulle meesters, hulle eienaars, in die Romeinse ryk, so is ons ook Jesus se eiendom. Slawe was ook selfs soms gebrandmerk gewees met die teken van hulle eienaar as bewys, dit is my eiendom daai. Net so ontvang ons Christus se brandmerk om te wys ons is sy eiendom. Openbaring 3 vers 12. Wie oorwin, ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdal en my nuwe naam. In hulle kultuur is daar nie 'n manier wat hulle hierdie lees en nie verstaan wat hier gesê word nie. Wat hier gesê word is eiendom, jy's myne, jy's gebrandmerk met my naam. Jy behoort aan my. Openbaring 22 vers 4. Hierdie is in ewigheid. Hierdie is in die hemel, hierdie is die nuwe Jerusalem. Hierdie is vir altyd. Openbaring 22 vers 4. En daar is geen enkele vervloeking meer nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees en sy diensknegte, sy doeloi, sy slawe sal hom dien. En daai woord dien, se kernwoord is ook doulos. Ons gaan hom dien as slawe. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoewe wees. Dit is gebrandmerk as sy eiendom. Selfs in die hemel is ons sy slawe, sy eiendom. Ons behoort aan hom. Ons is syne. Sien jy jouself as Jesus se eiendom? Kan hy maar met jou doen wat hy wil? Of het jy jou eie drome vir jou eie lewe en jy dink jy behoort aan jouself? Is jy seker jou lewe is nou ingerig, jy doen nou dit wat jy moet doen,
volgens die instruksies van jou Here. Soos wat hy wil hê jy moet lewe, want jy behoort nie aan jouself nie, jy is syne. En omdat ons aan hom behoort, moet ons totaal en al aan hom toegewy wees. Totaal aan hom toegewy wees. Dis die volgende. Ons moet volkome toegewy wees aan ons Here. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan jouself behoort nie. Jy is nie jou eie nie. Want julle is duur gekoop. Hy het die prys betaal vir jou. Jy is syne. En nou gaan hy toepas. Nou sê hy, verheerlik God dan in julle liggame. Lewe vir hom. Soos ons gesê het, 'n slaaf het net een doel, en dit is om sy meester te behaag in alles, om gehoorsaam te wees aan sy meester. 2 Korintiërs 5:9. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon. En hy bedoel of ons nog lewe en of ons nog dood is. In daai stuk. Of ons inwoon of uitwoon, om hom wel behaaglik te wees. Omdat ons slaaf is, hy is Here, wil ons hom behaag. Ons wil dit doen wat vir hom plesier bring, dit wat vir hom vreugde bring, ons wil gehoorsaam wees. En dan sal hierdie wonderlike verse, Romeine 14 vers 7 en 8. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, van die Kurios. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Kurios. Ons behoort aan die Here. Slaaf wil in alles sy Here tevrede stel, sodat hy wat kan hoor. Mooi so, goeie en getroue toelos. Gaan in die vreugde van jou Kurios, jou Here. Dis wat ons wil doen. En hoe doen 'n slaaf dit? Hoe is hy toegewyd? Hoe bring hy vreugde aan sy Here? Deur gehoorsaam te wees aan sy instruksies. So nou wil ek vir jou vra, is jou neus in sy instruksies? In sy woord? Is jy besig om sy woord te bestudeer, sodat jy kan sien wat hy vir jou sê, sodat jy kan gaan gehoorsaam wees? Dis jou doel, dis wat jy moet doen, jy is sy slaaf. En as jy dit doen, dan bring jy vreugde aan hom, dan behaag jy hom. En dit bring ons by ons volgende implikasie. Ons is totaal afhanklik van ons Here. Ons is totaal afhanklik van ons Here. Dit was vir die meester, of dit was die meester se verantwoordelikheid gewees om te sorg vir sy slawe. Hy moes sorg vir sy slawe, dit was wat hy moes doen. En die slawe was totaal en al afhanklik gewees van hulle Here. Net so is ons totaal afhanklik van God in alles. Filippense 4 vers 6, daarom bid ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Jy's afhanklik van hom vir alles. So vra hom daarvoor. Bid tot hom. En as jy 'n slaaf van 'n slegte meester was, dan sou hierdie waarheid, die feit dat jy afhanklik is van jou meester, sou verskriklik gewees het. As jou alles van hom afhang het en hy sleg. Maar ons het 'n goeie, soewereine Here, Kurios. En daarom kan Paulus net 'n paar verse verder sê, in vers 19 van Filippense 4, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. En daai is elke behoefte wat jy het om te kan doen dit wat hy wil hê jy moet doen. Soos wat die volgende vers duidelik maak. 2 Korintiërs 9 vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê. Dat ons alles het. Wat 'n tipe van alles? En oorvloed kan wees en oorvloedig kan wees. Wat 'n tipe van
tot elke goeie werk. Hy gaan vir ons alles gee wat ons nodig het, tot elke goeie werk. Alles vir ons gee, sodat ons kan gehoorsaam wees aan sy instruksies en hom kan behaag. Hy sorg vir ons, hy is 'n goeie meester. En ons werk is om op hom te vertrou, en gehoorsaam te wees, en die res los ons in sy hande. Dis hoekom Jesus hierdie vir hulle gesê het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wees eers gehoorsaam aan jou meester. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Al hierdie basiese behoeftes in die vorige gedeelte van Matteus 6. Wees eers gehoorsaam aan jou meester, hy sal vir jou sorg. Vertrou dat jou meester die beste meester is, en dat hy is almagtig, en dat hy dit wat jy benodig vir lewe, om vir hom te lewe, vir jou sal gee. Is jy besig om dit te doen? Is jy besig om so te vertrou? Of is jy besig om jou eie planne te maak? Van hoe kan jy dinge kry wat jy dink jy nodig het? En dan maak jy daai planne buitekant sy instruksie. Jy luister nie, jy is nie gehoorsaam aan wat hy sê nie, want jy dink jy het al hierdie dinge nodig. Hy sal vir jou voorsien. En hy gee vir ons al hierdie dinge. Natuurlik is ons dan aanspreeklik vir dit wat hy vir ons gegee het. Dis ons tweede laaste implikasie. Ons is aanspreeklik. Vir 'n slaaf het net een persoon se evaluasie het saak gemaak. Net sy meester se evaluasie het saak gemaak. Daar in die gelykenis wat die Here, daai is die meester, die eienaar kom en hy gee vir een slaaf gee hy 5 talente, en die ander een 2, en die ander een 1. En dan, wat gebeur daarna? Los hy dit net so? Kyk wat sê Matteus 25 vers 19. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Dis presies wat God gaan doen. Hy gee vir ons al hierdie dinge. Ons is verantwoordelik daarvoor voor hom. En net so gaan ons eendag voor die regterstoel van Christus staan, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, wat hy gedoen het. Volgens wat hy gedoen het, dit wat of dit goed was en of dit sleg was, dit wat kwaad was. So gaan dink bietjie, gaan evalueer. Dit wat God vir jou gee, maak nie saak wat dit is nie, of dit nou talente is, of dit vermoëns is, of dit fisiese materiële dinge is, wat ook al hy vir jou gegee het, hoe gebruik jy dit? Is jy besig om dit te gebruik in gehoorsaamheid aan hom? Is jy besig om hom daardeur te behaag? Om vreugde te bring daardeur of nie? En ons laaste implikasie is waardigheid. Ons het waardigheid en hierheen moet ons 'n bietjie meer oor dink. Ons almal wil iets doen wat 'n verskil maak. Ons wil ernstig wil ons impak hê. Selfs al dis net 'n klein impak, ons wil voel ons het ietsie bygebring. Ons het ietsie gedoen wat tel. Ons soek waarde, ons soek betekenis in hierdie lewe. Ons wil hê die lewe moet tel. Maar as jy 'n slaaf van sonde is, dan is daar niks wat jy kan doen wat vir ewig waarde gaan hê nie. As jy slaaf is van sonde, is daar niks wat jy kan doen wat vir ewig waarde gaan hê nie. Dit is op die ou eind te vergeefs. Prediker roep dit uit, julle in die begin van sy boek. Alles te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Vir die slaaf van sonde wat sy hele lewe lank slaaf van sonde was en gedink het hy's vry en allerlei klomp goed gedoen het, kom hy op sy sterfbed en dit is alles te vergeefs. Dit het nie getel nie. Daar's niks waarde daarin nie. Maar kyk wat leer 1 Petrus 1 vers 18 ons. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle, julle leë, julle nuttelose, julle waardelose, dis die betekenis van daai woord, julle ydelle lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Ons is vrygekoop uit 'n lewe wat te vergeefs is, wat niks waarde het nie.
En hoekom kan ek so sê? Hoekom kan ek sê ons is, en hoekom kan hierdie vers dit sê, dat ons is uit 'n lewe uitgekoop wat te vergeefs is, wat waardeloos is? Want, om die koning van die heelal te dien, as slaaf, gee betekenis aan jou lewe. Want nou is jy vry om God te kan behaag, om vir God te kan lewe, om vir God vreugde te bring. Dink gou hierso saam met my hoor. Jy gaan vandag hier uit, ergens heen. God skep die omstandighede, waarin dit vir jou moeilike situasie, jy hanteer dit volgens sy woord, volgens sy skrif, met die krag wat hy vir jou gee, is jy gehoorsaam. God kyk op dit, en hy vind vreugde daarin. Hy word verheug deur ons gehoorsaamheid. En nou moet jy gou iets saam met my verder dink. Dis nie net in daai oomblik wat God vreugde vind nie. God is die ewige God. Alles wat gebeur is die heeltyd voor hom. Daai een daad van gehoorsaamheid bring vreugde aan God en is altyd daar. God is in alle ewigheid verheug in dit wat jy gedoen het. En jy het dit nie eens uit jou eie krag uit gedoen nie. Hy het vir jou die vermoë gegee. Hy het vir jou die Heilige Gees gegee. Hy het vir jou die woord gegee. Hy het vir jou instruksie gegee. Hy het alles gedoen. En hy kies om daarin verheug te word in dit wat jy gedoen het. Dit is waarde. Dit is betekenis. En om vir God van waarde te wees, dit is die definisie van waardigheid. Alle ander dinge tel nie. Om betekenisvol vir God te weet, is waardigheid in die volle sin van die woord. So om betekenisvol ten opsigte van God te wees, is wat waardigheid is, as jy definisie daarvoor wil gee, op die belangrikste hoogste vlak. Daar is niks meer belangriks nie. Daar is niks meer betekenisvol wat jy kan doen met jou lewe as om 'n slaaf te wees van God en gehoorsaam te wees aan hom nie. 1 Timoteus 4 vers 8. Die godsaligheid is nuttig. Teenoorgestelde van daai ydelle leë, dis nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. So om 'n slaaf van die Here Jesus Christus te wees is wonderlik. Dit op sigself bring betekenis aan jou lewe, want jy kan vreugde bring aan God. En God kan jou gebruik. Op die radar kom hy nou op. Jy kan hom nou kies, jy kan vir hom lewe. Maar daar selfs nog 'n bietjie meer. 2 laaste verse, 2 verse. Kyk wat sê die volgende vers. Johannes 15 vers 15. Ek noem julle nie meer doelloos nie, slawe nie, omdat die diensknegt, die slaaf, nie weet wat sy Here doen nie. Maar ek het julle vriende genoem. Net in die vorige vers sê hy vir hulle, julle is my vriende. Ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Ons is nie net Christus se slawe nie, ons is ook sy vriende. En dan gaan die Bybel nog 'n stapie verder. Galasiërs 4 vers 4 tot 6. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, ander manier wat jy kan sê, gebore slaaf, om die wat onder die wet was, los te koop. Ons was slawe onder daai wet gewees, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. En dit is wonderlik. Ons is slawe van sonde. God kom, hy stuur vir Christus as slaaf. Hy betaal die prys in ons plek. Hy koop ons as sy slawe, maar dan bly hy nie net daar nie. Hy gaan en hy neem ons aan as sy kinders. Hy gaan en hy stort sy Heilige Gees in ons uit, en deur daai Gees roep ons, Abba, Vader. Het ons daai verhouding met hom. En dit is alles net uit genade. Mag jy hierdie week, in hierdie vakansietydperk gaan en gaan lewe soos 'n slaaf van die Kurios Jesus, die Here Jesus. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir u woord.
Here, daar is soveel wat ons kan gaan sien en leer en net nog dieper gaan grou, Here, en nog meer diamante gaan uithaal. Here, ons dank U dat U gekom het en U ons gekoop het uit ons slawerny, Here. Ons was vasgevang in sonde, Here. Ons het nie die vermoë gehad nie, ons het nie die wil gehad om vir U te lewe nie. Om onsself te red nie. Here, ons was geestelik dood. En U het gekom. U het U seun gestuur. U het die prys betaal en U het U gees vir ons gegee. U het vir ons lewe gegee. Geestelike lewe gegee, Here. En nou kan ons vir U gehoorsaam. Nou moet ons vir U gehoorsaam, Here, want ons is doelloos, ons is slawe. U is Here. Help ons, Here. Ons is afhanklik van U, Here. Om ons te help om vir U te lewe, om gehoorsaam te wees aan U, Here. Here, dankie dat ons vir U vreugde kan bring. Dankie dat ons vir U kan lewe. Dankie dat U kies om verheug te wees daarin wanneer ons gehoorsaam is. Here, mag ons dit wat U vir ons gee, gaan gebruik tot U eer, Here. Mag ons daarmee gaan werk en gaan woeker en vir U kan teruggee, Here, deur die krag wat U vir ons gee, Here. En mag U dan vir ons eendag sê, wel gedaan, goeie en getroue slaaf, gaan in die vreugde van jou, Here. Here, ons bid hier en ons kan dit nie op ons eie doen nie, maar ons dank U dat U vir ons U woord gegee het, dat U vir ons U gees gegee het, dat U vir ons U gemeente gegee het. Help ons om hierdie dinge te gebruik om vir U te lewe. Ons bid dit in die naam van ons Redder Jesus. Amen.